Goeienaand, geliefde koningskinders. Ek groet julle in die kosbare en wonderlike naam van Jesus Christus. 'n Naam wat so soet en lieflik op ons tong is dat dit proe soos heuning, want hierdie naam is kragtig. En hierdie naam is vir ons gegee sodat ons die bose kan oorwin, want elke tong wat die naam van Jesus Christus bely, sal krag hê. En die duiwel sal sidder en hulle sal buig. En ek en my man het vandag, op hierdie lieflike Sabbatsdag, het ons rustig in die woord spandeer en ons het Openbaring deurgelees en dit was vir my so wonderlik en kragtig om net te sien wat in die eindtyd weer gaan gebeur en my denke te verfris en bo alles wat ek gelees het vandag, het dit vir my opgekom en uitgestaan soos 'n rema skrif, wie Jesus is, wie hierdie God van ons is, wat ons dien, wie hy is, want hy kom en in Openbaring 19 sê, Openbaring 19 vers 11, praat Johannes en hy sê, nadat die engel hom opgevat het na die hemele toe sê hy, toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid en sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die konings van die konings en die Here van die Here. Is dit nie wonderlik om te weet, ons Maker is ons man nie, en hierdie Jesus Christus, hierdie God van ons, wat kragtig is, wat magtig is, wat op 'n wit perd na ons toe kom, hy voer die oorlog vir ons. Ons moet net staande bly, ons moet net bo bly, ons moet net moed hou, ons moet net kragtig in hom bly. En dan gebeur dit so baie dat die lewe oor ons hardloop, die dood toe hardloop oor ons, armoede hardloop oor ons, verwerping hardloop oor ons, eensaamheid hardloop oor ons. Wanneer ons ons werk verloor en ons weet nie waar die inkomste vandaan kom nie, hardloop dit viervoetig oor ons en ons begin vrees. Ons vrees die dag van môre en ons vrees die eensaamheid, ons vrees die dood, ons vrees elende, ons vrees dat ons nie op die regte plek is nie. Ons vrees selfs dat ons nie eendag saam met God sal wees nie. Hierdie vrees is 'n gees en God beveel ons in sy woord 366 keer, moenie vrees nie. Dis 'n bevel van God, moenie vrees nie, want as ons weet wie ons Maker is, as ons weet wie ons man is, as ons weet wie Jesus Christus is op sy wit perd, dat hy gekom het om die ongeregtighede van die wat teen ons opkom te straf, dan kan ons moed skep. Dan kan ons moed skep vir die dag van môre. Dan kan ons moed skep in die tyd en die minuut van nou. Ek weet dit kom baie keer dat ons vreugde gesteel word.
Want die dief kom net om te steel en te verwoes en te plunder. Maar, sê die Here, ek het gekom dat jy 'n lewe kan hê en 'n lewe in oorvloed. Hierdie oorvloed is nie altyd 'n oorvloed van materiële dinge nie. Hierdie oorvloed is 'n gees van vrede wat alle verstand te bowe kom. Dit is 'n gees wat ons sinne bewaar in hierdie moeilike omstandighede waarin ons is. Dit is 'n gees wat vir ons sê alles sal oukei wees. Die Here is by ons en wanneer ons lewe, hierdie lewe wat ons in ons dra, ons gees tot die einde toe nie liefhet nie, tot die dood toe nie liefhet nie en dit oorgee aan Christus, dan word ons mede-erfgename en dan word die Here ons God en het ons nie meer nodig om te vrees nie. Ons het nie nodig om te vrees vir die dag van môre nie. Ons het nie nodig om te vrees as daar niks meer geld in ons bankrekening is nie. Ons het nie meer nodig om te vrees as ons nie 'n plek kry om te bely nie. Ons het nie meer nodig om te vrees as siekte ons liggame verwring en verwronge maak nie. Ons het nie nodig om te vrees vir die dag van môre nie, want God sê, moenie vrees nie. En ons sien dat die woord van God sê, wat met die vreesagtiges gebeur, maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Maar die Here sê, ek gee vir julle 'n opstanding na die dood, as julle by my bly, as julle my vrees, as julle in my bly, as julle geloof hou, as julle hoop en julle hoop beskaam nie, dan sal ons nooit meer dors hê nie, want die woord van God verklaar, dat aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe. En God gee dit vir ons verniet. Ons het nie eers nodig om dit te gaan koop nie. Ons het nie nodig om iets te gaan doen daarvoor nie. Ons moet net vir God vrees en hom dien. Ons moet hom lief hê met ons hele hart, ons siel en alles in ons. Dan word hierdie gedagte dat God aan ons behoort, dat hy ons maker is, vir ons so kosbaar, want dan begin ons besef dat ons maker is nie net die een wat ons gemaak en gevorm het nie, maar hy is ook ons man. Hy is die een wat homself aan ons verloof. Hy is die een wat ons sal beskerm. Hy is die een wat vir ons sal voorsien in alles wat ons nodig het. Daarom sal ons nie nodig het om by leeputte te gaan staan en dors word nie, want die Here sal vir ons gee van hierdie water van die lewe. Ons het nie nodig om te vrees nie, want toe Johannes weggeruk was, het die engel vir hom hierdie gewys en hy het my geneem. En wat hy gesien het, is 'n suiwer rivier van water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. En in die middel van sy straat, aan die weerskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En nou sal jy vir my dalk vra, nou José, wat het hierdie boom van die lewe en genesing te doen met mekaar? Wat het hierdie hele deel met mekaar te doen? Die woord van God sê in Openbaring 22 vers 14, dat salig
Salig beteken geseënd. Geseënd, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle die reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Vir die van ons wat vashou aan die Here, vir die van ons wat sy wet in ons harte ronddra en doen wat God van ons verwag, wanneer ons sy gebooie hou, wanneer ons nie meer lieg nie, wanneer ons nie meer steel nie, wanneer ons nie meer ander mense se goeders vir onsself wil hou nie, wanneer ons nie meer hoereer en leuns vertel nie, al daai aaklige goeders, wanneer ons God dien, dan kan ons ingaan in die, wanneer God ons lewe neem, weet ons, dat ons kan ingaan in die poorte van die stad en het ons nie meer nodig om te vrees nie. Ons het nie meer nodig om te vrees oor die dag van môre nie, want wanneer ons oë vir ewig toemaak, sal dit oopgaan in die koninkryk van die hemele, in die tabernakel van God, want God sê, die tabernakel van God is nou by die mense. Hy's hier, mense. Hy's hier om ons te ondersteun. Immanuel, God met ons. As jy honger en dors het, vat na die Here, reik uit na hom toe. Hy's naby, hy's nie ver nie. Hy is in ons midde, hy's in ons harte, hy's in ons mond. Vat hom en gee oor, gee dit wat julle in vrees laat lewe, gee dit vanaand oor vir die Here. As dit siekte is, gee hierdie siekte vir die Here. As dit vrees is vir die toekoms en julle weet nie waar julle geld vandaan gaan kry nie, gee dit oor vir die Here. Gee die armoede oor, gee die verwerping oor as jy verwerp word deur jou kinders of jou eggenoot of vriende of familie of enigiemand, gee dit net oor vir die Here en die Here sal dit toemaak met sy liefde. Is ons God nie 'n God van liefde nie? Is sy naam nie jaloers nie? Is sy naam nie liefde nie? Want God is liefde. Hy wil ons graag naby ons hê en daarom wil hy vir ons gee wat ons toekom. Daarom wil hy vir ons rus gee, daarom wil hy vir ons vrede gee en daarom sê hy, moenie worry oor die dag van môre nie. Ek is by julle, gee net oor. Geliefdes, vanaand vra ek dat elke een sal oorgee al julle vrese, al julle bekommernisse, alles wat pla, al hierdie dinge, hierdie klein jakkalsies wat ons lewe so vermoeilik, wat ons weghou van hierdie lewende water af, gee dit vanaand oor vir die Here. Just let go and let God be God in your lives. Ek vra dat julle vanaand sal gryp hierdie lewende water, sodat die Here die dors in elkeen van ons kan les. Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus en Here, dis eintlik met heimwee wat ek vanaand u woord deurgelees het en besef het, Here, dat daar's van ons wat dit nie gaan maak nie, omdat ons in ongeregtigheid lewe. Daar's van ons wat nie bereid is om u wet in ons harte te vat en dit te doen nie, en ons gaan dit nie maak nie, maar Here, dis met 'n vreugdevolle lied wat vir my wys, Here, dat die lig aangegaan het, dat die lig helder skyn vir die van ons wat u liefhet. Vader, ek bid dat u vir ons elkeen sal gee 'n gees van liefde, 'n gees van krag en 'n gees van selfbeheersing, Here, sodat ons die gees van vrees kan uitwerp uit ons lewens uit en dat ons u hand sal vat te midde van die chaos, te midde van die probleme in ons lewe. Here, ek bid dat u elkeen op hierdie groep, elkeen van ons boeties, ons sissies, ons vriende en ons familie,
elke een sal seën. Here, nie net 'n seën om woorde uit te spreek nie, Here, maar in die naam van Jesus Christus seën ek nou elke een wat hierdie woorde aanhoor. Ek roep julle gees op. Ek roep julle tot gehoorsaamheid aan die woord van God, want is God se naam nie die woord van God nie. Ek bind julle vas aan die woord van God, sodat die woord lewend kan word in julle, sodat strome lewende waters uit julle binneste uit kan vloei, sodat die vrees nie meer 'n plek kan hê nie. Here, baie dankie dat U God is. Dankie dat ons nie nodig het om hierdie geveg alleen te veg nie. Dankie dat U ons help. Ek bid vanaand, Here, dat U elke sieke sal genees in die naam van Jesus Christus. Here, daar's baie gebedsversoeke wat hierdie afgelope maand by ons gekom het, en ek bid dat U elke liewe een sal opdra, dat U elkeen sal aanraak met U goddelike genesing. Here, U woord sê dat die boom van die lewe se blare vir elke een van ons genesing sal gee. En ek roep na U, Here, dat U vir ons sal gee van hierdie blare van genesing, dat ons, wanneer ons U woord vat en ons breek dit oop en ons eet die woord van God, dat genesing ons in sal wees. Here, vir elkeen wat seer het in hulle harte, U ken elkeen se hart, Here, vra ek ook genesing vir elkeen wat bekommerd is oor die toekoms, Here, wat ons nie weet waar ons geld vandaan sal kry nie. Here, vir elkeen wat nodig het om 'n blyplek te kry, roep ek na U en ek vra dat U voorsien, dat U nog vanaand, Here, die vensters van die hemele sal open, Vader, en dat U elke een ryklik sal seën in Jesus Christus, en dat U die bloed van die lam, Here, die kleed wat U op hierdie perd sit met hierdie bloedbelope kleed oor ons sal gooi, Vader, en dat ons onder die beskerming sal inbeweeg, sodat ons nie nodig het om te vrees nie, maar dat ons kan 'n gees van vreugde ervaar en opstaan en weet, U lewe. Dankie dat U lewe, en dankie dat ons U kan dien in die naam van Jesus Christus. Amen.